Kom ons buig ons hoofde. Here ons God, ons Vader, vanmôre raak ons stil voor U aangesig. En ons pleit vanmôre, Here, dat U met ons sal wees, Here, waar as U woord gaan open, dat U in die vorm van die Heilige Gees vir ons sal leiding gee, dat ons alles kan beter verstaan, sodat ons dit kan inneem, Here, sodat ons kan weet en wat ons moet doen, Here, en waarna ons oë moet opslaan na U toe. Here, seën elkeen wat vanmôre teenwoordig is, Here, dat ons hier weg sal gaan met 'n lied in ons hart. Ek bid dit om Jesus naam. Amen. Ook van my kant af goeiemôre en welkom in die huis van aanbidding. Ons skriftuur vanmôre is opgeteken in die boek van Rigters. Rigters is die boek net na Joshua. Rigters. My notas hier kry, Rigters 16, dan gaan ek lees vanaf vers 17 tot en met 22. Net voor die krag afslaan. Rigters 16, vanaf vers 17 tot en met 22. Vers 17 lees as volg: Toe vertel hy haar sy gelewensgeheim. Hy het vir haar gesê: My hare is nooit geskeur nie, waar ek is van my geboorte af aan God gewy. As my hare afgeskeur word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delilah het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep: Kom hierdie keer, hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en het Samson se 7 haarlokke afgeskeer. Sy het hom laat swak word. So het sy hom laat swak word, sy krag het verdwyn. Toe sê sy: Die Filistyne is hier. Samson het hy wakker geword en geskrik. Ek sal weer uitstap so die vorige keer en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gekruip, sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die beel draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Mag hierdie geleesde gedeelte op elkeen van ons harte inklank sal vind. Ek my na my siel roepen waar ek gaan, laat my op hoë berge staan. Here neem my hand en my voet, na waar U sal gejuich word. Ek wil met Jesus oorgaan en op die hemelveld vers op hierdie sê: Hoe sal ons staan in daardie oordeel? Is al ons skuld daar uitgewis? Dan hierdie lentjie wat sê: Daar's geen appel as ons verhoor is. Daar's die oordeel, klaar beslis. Daar's niks weer, daar sal die oordeel, daar sal die appel aangeteken word nie, soos ons vorige president. Ek wil graag weer hierdie gedeelte lees uit Rigters 16, vers 17 tot 22. Ek wil net hê ons moet net die agtergrond kry van waaroor ek wil praat vanmôre. Julle het agtergekom, ek praat vanmôre oor Samson se lewe. Vers 17 sê: Toe vertel hy haar sy lewensgeheim. Hy het vir haar gesê: My hare is nooit afgeskeer nie, want ek is van my geboorte af aan God gewy.
As my hare afgeskeer word, sal my krag verdwyn en ek sal magteloos wees. Ek sal soos 'n gewone mens wees. Delilah het besef dat hy haar hierdie keer sy lewensgeheim vertel het. Sy het toe die leiers van die Filistyne laat roep, kom hierdie keer. Hy het my sy lewensgeheim vertel. Hulle het toe na haar gekom en die geld saamgebring. Sy het vir Samson op haar skoot aan die slaap gemaak en 'n man geroep en het Samson se 7 haarlokke afgeskeer. So het sy hom laat swak word. Sy krag het verdwyn. Toe sê sy, die Filistyne is hier, Samson. Het hy wakker geskrik en gedink, ek sal weer uitstap, soos die vorige keer en my losruk. Maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne het hom gegryp en sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 'n dubbele bronsketting geboei. In die tronk moes hy die meel draai. Daar het sy hare wat afgeskeer was, weer begin groei. Geliefdes, as ons kyk na hierdie gedeelte, moet ons die vraag afvra, hoe kan so 'n persoon hom in so 'n situasie bevind? Hoeveel keer het ek en u ook al vir ons in situasies bevind? Wie het nog nooit trein gery nie? Ek dink my kinders het, ek weet nie of hulle al trein gery het. Wie het nog nooit trein gery nie? 1, 2, hele paar. Wie was nog nooit by die see gewees nie? Wie het nog nooit verdwaal nie? Glo almal het al verdwaal. Kan jy glo dat as jy die vraag vra vir mense in die Kaap, wie was nog nooit by die see nie, as daar hordes wat nog nooit by die see was nie, wat binne in die Kaap bly? Geliefdes, as ons kyk na hierdie gedeelte van Samson se lewe, wil ek vanmôre vir my toespits op aanleiding gee van hierdie gelees in Rigters 16. Gaan ek begin by hierdie gedeelte van Rigters 13. Rigters 13 gaan ek die eerste vers lees wat sê, die Israeliete het weer gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 40 jaar lang oorgegee in die mag van die Filistyne. Hoeveel keer doen ek en u dinge verkeerd in die oë van die Here? Die ene kinders van Israel luister nie. Nee, God gee hulle oor aan die Filistyne. Hoeveel keer doen ons ook verkeerd in die oë van die Here? God laat toe dat die vyand oorneem, dat Satan in ons lewens kom, want ons luister nie na God se stem nie. Dat God Satan oor ons heers totdat ons besluit het om terug te draai na God toe. Baie keer is dit bietjie laat, maar tog is daar 'n geval wat ons terugdraai na die Here toe, wat ek besef, ek is op die verkeerde pad. As ons kyk na ons afgelope kwartaal se lesse, die vorige kwartaal en hierdie kwartaal se lesse, wat sê dit vir ons? Hoe moet ons ons naaste hanteer? Hoe moet ons onsself uitdruk en hoe moet ons ander hanteer wat nie van onsself is nie? Kom ons sê, kyk wat sê vers 2 vir ons. Daar was 'n man uit Sora uit die stam van Dan. Sy naam was Manoag. Sy vrou was kinderloos. Hier sien ons ook, geliefdes, die Bybel gebruik weer 'n egpaar wat kinderloos was. Die Bybel praat van baie kinderlose egpare in die Bybel. Dan vra jy vir jouself die vraag af, hoe is dit moontlik dat God dit toelaat? Dat daar mense wat smag na kinders, kinderloos is. As ons net dink aan Abraham, wat kinderloos was, ons dink ook aan Hanna, ons ken die verhaal van Hanna, wat moet kompeteer met 'n ander vrou, Penina, in haar huwelik, en sy was kinderloos. Sy moes daardie hartseer en pyn en verdriet, moes sy verduur, elke dag moes sy gehoor het. En omdat sy was kinderloos gewees. Wat was God se bedoeling gewees? Maar alles was in God se hande. Dit het met 'n doel gebeur, dat dit met hierdie egpaar gebeur. Die Bybel sê nie vir ons wat was Manoag se vrou se naam nie. Hy verwys net na die vrou van Manoag. Kom ons kyk wat sê in vers 3, sê dit vir ons. Die engel van die Here het aan haar verskyn en vir haar gesê,
jy's kinderloos en jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Hier bring die engel van die Here vir haar 'n goeie tyding. Bring vir haar 'n goeie tyding, hierso 'n engel van die Here verskyn haar Manoag se vrou in Manoag se afwesigheid. As ons kyk in die Bybel is Manoag in dieselfde asem is wat gebeur het met Jesus se moeder en ook met Johannes se vader. 'n Engel van die Here het aan Jesus se moeder verskyn en gesê jy sal swanger word en 'n kindjie in die wêreld bring. Toe Sagaria in die tempel was, het hy 'n gesig gesien en die engel van die Here het met hom gespreek en gesê jou vrou sal swanger word en 'n kind in die lewe bring. En elke keer was daar ook 'n naam betrokke gewees. Daar hierdie egpaar het ook gesmag om net 'n kindjie te hê. En hier sien ons dat die Bybel sê vir ons 'n engel van die Here direk aan hulle verskyn het. Want God het 'n doel gehad met hierdie kinders. Hulle moes 'n werk gaan doen vir God. Dit was wat hulle gedoen het. Beide is gebore met 'n doel om God se werk te help klaarmaak. Vers 4 sê vir ons in Rigters 13 sê vir ons, jy moet jouself goed oppas en nie wyn of bier drink nie en ook nie iets onreins eet nie. Wat sê dit vir ons? Dit kom nie uit die Adventiste leerstellings nie. Die Adventiste leerstellings as ons dit sien, ons het dit weer verlede Sabbat die 13, een van dit, moenie sterk drank gebruik nie. Moenie jou lippe aan sterk drank nie en onrein kos nie. Dit kom nie uit die Adventiste manual, maar dit kom ook in die Bybel uit. Dit kom direk van God af. God spreek hierdie woorde. Moet nie dit gebruik nie. As so ons gebruik dit wat in ons leerstelling staan, kom direk van God af. Sien as hier kom hierdie opdrag aan hierdie man se vrou, jy mag nie wyn drink nie, jy mag nie iets onrein eet nie. Dit wat dit sê. Toe sê die engel van vers 5 sê, trouwens, jy is reeds swanger en jy sal 'n seun in die wêreld bring, sy hare mag nie geskeur word nie, want die kind sal van geboorte af aan God gewy wees. Hy sal die Israeliete begin red uit die mag van die Filistyne. Hier kom die opdrag aan hierdie vrou. Ons sien direk van die daailing af, van God af, wat hierdie opdrag kom, hoe hulle die kind moet groot word. Geliefdes, ons as Adventiste wat kindertjies, klein babietjies het, bring die kinders laat hulle moet geordyn word binne in die kerk. Inseëning binne in die kerk in. Daar word 'n belofte wat ons aflê voor God, wat ons sê, Here, ek bring vandag hierdie kinders om voor die Here groot te maak. En hoeveel keer faal ons hier as ouers hier? Want die fondasie wat ons gelê het baie keer is verkeerd, dat ons kinders in die wêreld ingaan. En hier sien ons, hier kom 'n opdrag aan hierdie vrou van Manoag, wat sê hy vir haar, presies wat sy moet doen terwyl sy verwagting was. En hier sê hy ook, die opdrag kom aan haar en sê, dit is wat hierdie kind moet doen. Hoeveel keer het ek en u as Adventiste wat ons gefaal het, as ons kinders nie meer in die kerk is nie. Dan moet ons jouself die vraag afvra, wat het ek, aan wie het ek daardie belofte gemaak? Dit is 'n belofte direk aan God gewees. Is God tevrede? Is God tevrede met my as ouer? As God vanoggend na my met my curriculum vitae moet kyk, sal ek kan kwalifiseer in God se oë vir die ampt wat God vir my vir diens gebruik het. Ons sien dat hierdie jong seun Samson het gekwalifiseer want hy's geroepe deur God. En sy ouers was daar presies wat gewees het, die riglyne wat neergelê is, het hulle nagekom, sodat hierdie jong seun gebruik kan word om God te dien. Vers 5 sê, hier spreek die engel van die Here die voorwaardes aan hoe om die kind groot te maak. Die moets en die moenies. Ek sal reeds gesê, ons kinders wat in die kerk gewy is, maar direk aan God, die Engelse woorde, hy sal van moederskoot af 'n Nasareër vir God wees, en hy sal Israel verlos van die Filistyne. Dit is 'n opdrag wat direk aan Samson gekom het. Hoe maak ek my kinders groot? Wat se voorbeeld stel ek as ouer van my kinders?
Is my kinders kwaad vir my of wat? Hoe kom dit dat ons kinders verlaat? Ons moet hulle groot maak voor die aangesig van die Here. Dis ernstige woorde daai. Ons moet nie twyfel nie. Ons moet ernstig dink en vra vir die Here dat ons daardie krag gee. Vers 6 in Rigters 13 sê vir ons, die vrou het toe vir haar man gaan sê, daar het 'n man van God by my gekom. Hy het gelyk soos 'n engel van God, 'n man met gesag. Ek het hom nie gevra waar hy vandaan kom nie, hy het my net gesê wat sy naam is. Hy het vir my gesê, kyk, jy is swanger en sal 'n seun in die wêreld bring, jy maar voortaan nie wyn drink en ook nie iets onreins eet nie, want die kind sal van geboorte af tot met sy dood aan God gewy is. Geliefdes, dit is die woorde wat na haar gesê is, wat sy oorgedra het aan haar man. En sien as hier, alles het sy oorgedra aan Manoag, wat die engel van die Here aan haar gespreek het. In vers 8 sien ons die gedeelte hierso wat sê, toe het Manoag tot die Here gebid, Here, laat die man van God vir wie U gestuur het asseblief weer na ons toe kom, dat hy ons kan leer wat ons moet doen met die kind wat gebore was. Geliefdes, hier sien ons dat Manoag tot God gebid het, want daar was miskien twyfel in sy hart gewees. Hy het miskien nie sy vrou verglo wat gebeur het nie. Daar was twyfel gewees. Hoeveel keer twyfel ek en u nie? As ons iets hoor of ons iets sien nie. Daardie twyfel het hom gekom en daar miskien hy besef, maar dit kan nie wees nie, hulle is al so lank kinderloos. En hier verduidelik sy vrou vir hom direk die woorde wat die engel van die Here gespreek het. Ons sien in vers 9 in hierdie gedeelte, God het Manoag se gebed verhoor, en die engel van God het weer na die vrou toe gekom. Sy het in die veld gesit en haar man Manoag was nie by haar nie, maar sy het na hom toe geloop. Die skrif sê vir ons vers 9, sien ons dat God gehoor gegee het aan Manoag se gebed, net na daardie twyfel wat hy gehad het in sy hart, het God sy gebed verhoor, want hy het besef dat dit wat sy vrou vir hom vertel het, hy kan dit nie glo dat dit die waarheid is nie, en hy het begin twyfel. Hy het nie geweet wat om te doen nie, en dit is wat hy besef het, toe hy vir sy vrou gesê het, kom ek bid vir die Here, en vra vir die Here, om te laat die engel tog weer verskyn. En hy sê vir ons hierso in vers, toe hardloop sy gou en sê vir haar man, die man wat nou die dag by my het weer verskyn. Manoag is dadelik agter sy vrou aan en vra, is u die man wat my vrou gespreek het? Die man het gevra, ja, ek is. Manoag het hom gevra, wanneer u belofte gaan waar word, hoe moet ons die kind, hoe moet hy hom gedra en wat moet hy doen? En die engel sê, die engel van die Here het vir Manoag, jou vrou moet alles doen wat ek vir haar gesê het. Jy sien, hy het al reeds die opdrag gegee. Die engel van die Here het al reeds gesê wat sy moet eet, wat sy moet drink en hoe sy hom moet grootmaak. Vers 16 sê, die engel van die Here sê, al laat jy my 'n rukkie wag, sal ek jy nou kos, want hy wil 'n offer vir hom kos gegee. Maar as jy 'n brandoffer wil bring, moet jy dit vir die Here bring. En dit is wat hierdie vrees, daardie twyfel het ontstaan oorgegaan in vrees wat Manoag. Sien ons verder as ons verder lees, Manoag het nie besef dat die engel van die Here is nie. Vers 17, en toe sê Manoag vir die engel, wat is die naam, wanneer u belofte waar word, wil ons aan u 'n eer betoon. En hy het vir Manoag geantwoord, waarom vra u my naam? Dit is te wonderlik om uit te spreek. Vers 19 sê, toe vat Manoag die bokkie en hy sit dit saam met 'n graanoffer op 'n klip, as offer vir die Here, terwyl Manoag en sy vrou gaan staan en kyk, het die Here wonder laat gebeur, die vlam het van die altaar opgegaan hemel toe, en die engel van die Here het in die altaar vlam opgestyg. Manoag en sy vrou het dit gesien en hulle het platgeval op die grond. Vers 21, die engel van die Here het nie weer aan Manoag en sy vrou verskyn nie, maar Manoag het besef dat dit die engel van die Here is. En hier kom hierdie in die vrees. Toe sê Manoag vir sy vrou, ons gaan beslis sterf, want ons het God gesien. Geliefdes, eers daardie twyfel wat hy getwyfel het, dat die engel van die Here aan sy vrou verskyn het. En toe kom hierdie vrees, dat hulle gaan sterwe, want hulle het God gesien.
Die boodskap wat die engel van die Here aan sy vrou meegedeel het, en ook aan homself, het hy besef, want hulle het vir God gesien, dat hulle dalk gaan sterwe. En dit is wat Noag, daardie vrees wat daar binne in hom was, en ons sien verder, vers 2:23 sê Noag se vrou vir hom, maar sy sê vir haar man, as die Here ons wou doodmaak, sou hy nie die brandoffer en graanoffer wat ons aangeneem het nie. Hy sou ons ook nie hierdie wonderlike dinge laat sien en ons vandag hierdie nuus meegedeel het nie. Die vrou het 'n seun in die wêreld gebring en sy het hom Samson genoem. Die seun het groot geword en die Here het hom geseën. Vers 25 sê, die gees van die Here het hom in Magadan, so Sora, begin lei. Elke keer was die gees van die Here binne. As ons kyk, ons ken die verhaal van Samson, hoe hy die leeu doodgemaak het, in die kakebeen was dit daar, en elke keer sê die skrif vir ons, dat die gees van die Here was elke keer met Samson gewees. Hy was elke keer met Samson. En dan kom die vraag af, hoe is dit moontlik dat hierdie jong man, hierdie man dat afgedwaal het? Here, sien ons dat ons daardie twyfel wat elke dag in my is. As ons gebid het, en ons glo nie wat ons gebid het nie, ons is soek ongegrond. Hier sê hierdie man, ons gaan sekerlik sterwe, want hulle het God gesien. Vers 14, kom ons kyk wat staan in vers 14. Op 'n keer is Samson na Timna toe, en daar het hy 'n vrou gesien, wat 'n Filistynse meisie het, teruggegaan en vir sy ouers sê, ek het 'n vrou in Timna gesien, 'n Filistynse vrou, gaan kry vir haar as vrou, maar sy ouers vra, is daar nie onder jou familie of onder iemand anders se volksgenoot wat jy kan vat nie? Samson het vir haar, sy pa gesê, kry haar vir my, want ek hou van haar. Dan kom hier in vers 4, sy ouers het nie besef dat dit alles van die Here kom nie, maar God wou 'n geleentheid skep om die Filistyne te straf. In die tyd het die Filistyne oor Israel geheers. Jy sien, geliefdes, die manier hoe God werk en hoe ons as ouers werk of lidmate werk, is baie keer nie dieselfde nie. Jy sien is dat God gebruik hierdie persoon, hierdie vrou, sodat hy kan by die Filistyne uitkom. Ons ken die boek van Amos. Amos ken julle baie goed, die profeet Amos. As ons kyk ook na Amos wat die Here verskyn het in die profeet Amos, en die Here het hom alles uitgelê van watter gaan hy vernietig, net om by Juda die laaste een uit te kom, net om nader na hulle uit te kom. Baie keer gebruik God nader om na ons toe te kom, dinge, om nader om by my uit te kom. Gebruik hy dinge wat my gebeur in my lewe. Ek raak siek of iets gebeur, God is nie tevrede met my dinge en my handel en wandel nie. Dan gebeur daar dinge op my pad. Vers 5 sê vir ons, Samson en sy vrou, sy ouers is toe na Timna toe. By die wingerde van Timna het die jongling brillend op Samson afgestorm. Die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en die leeukaland uitmekaar geskeur asof dit 'n bokkie was. Samson het niets vir sy ouers vertel wat hy gedoen het nie. Hier sien ons hierdie gedeelte, elke keer was die gees van die Here op Samson, sodat hy sterk geword het. Dan sien ons weer, gaan ons terug na vers 16 toe, weer vers 19. 16 vers 19, die gedeelte wat ek gelees het, van Samson en Delila se lewens. Dit wat ek gelees het, geliefdes. Vers 16 sê, 17, toe vertel hy haar lewensgeheim. Die geheim was gewees, want sy was omgekoop deur die Filistyne om hom te omreed om sy geheim te vertel. En hier sien ons, dit is wat die ding, ons probeer so laat Satan in ons lewe inkom. Ons laat vir Satan toe. En hierdie gedeelte van hierdie vers van Delila wat in sy lewe ingekom het, as gevolg van uit ontspoor, ek hou so van die Engelse woord van hierdie preek van my titel, derailed. Julle sal my verskoon as hy het die pad byster geraak. Hoeveel keer het ek en u ook al die pad byster geraak het? Dat ons toegelaat het dat sonde in ons lewe inskom. En hy vertel toe vir haar hierdie geheim dat my hare was nooit geskeur nie. En dit wat ons gebeur het met Samson,
Sy hare was nooit geskeer en elke keer het hy vir hulle 'n ander storie vertel. Net om vir hulle weg te hou wat al die toue gebreek het en wat hulle gedoen het. Tot hy gesê het, maar my hare het moedeloos geword vir die vrou wat so elke keer genek het by hom. En toe vertel hy, my hare was nooit geskeer nie. Want as jy kan terugdink in hierdie skrif wat ons gelees het, een van die opdragte was gewees wat die engel van die Here gesê het, sy hare moet nooit geskeer word nie. En dit is hoekom hy derailed. Hy dit wat God aan sy moeder gesê het hy nog gedeel met hierdie vrou. En dit is wat gebeur het met hom. As julle met hierdie tipe bande vasmaak, sal ek dit breek. Kom ons kyk wat sê dit in vers 15, hoofstuk 15, vers 14. Vers 14, die manne het hom toe met 2 nuwe toue vasgebind en hom van die rots afgevat. Toe het hy in leeg gekom met die Filistyne hard geskree en op hom afgestorm. Maar die gees van die Here het vir Samson sterk gemaak en die toue om sy arms soos garingkies wat gebrand het. Elke keer het daar iets gebeur. Dat Samson, die Here was daar saam met hom gewees. En as ons kyk na hierdie gedeelte van Samson daar in vers 20, sê Samson op haar skoot aan die slaap geraak. Hierdie vrou het vir Samson verlei. Nadat sy hom laat aan slaap raak op haar skoot, het sy hom verlei sodat sy geheim met haar gedeel het. En dan na die laaste vers in vers 20 sê hy vir ons, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Kom ek nog agter dat die Here my verlaat het? Is ek nog op die regte pad wat God wil hê ek moet wees? Delilah gee voor sy is lief vir hierdie man Samson. Sy was aangetrokke gevoel tot hom. Hy was 'n man van aansien. Hy was sterk en sy reputasie het hom vooruit geloop. Sy het gehoor van hierdie man. Die Filistyne het hulle vertel van hulle het gevrees vir hierdie man. En almal wil hom graag geken het. Veral die dames wil hom graag geken het. Net soos in Samson se lewe, wat die vrou word aangetrokke tot Samson om die verkeerde redes. Sy het hom verlei in haarself en die Filistyne tevrede te stel, want hulle het haar tot klomp geld aangebied. Hoeveel keer ons sien nou, geliefdes, toe ons Springbokspan nou terugkom, hoeveel mense was daar gewees en veral die dames almal wil graag die dames nou ewe skielik hierdie manne ken. Almal wil net saam met hulle gesien was. Hoeveel keer het die dames hier vir daai manne offers gemaak, want manne wat getroud was, om weer met hulle getroud te kan wees, hulle verlei, derailed, op die verkeerde pad. Dit is wat hulle gedoen het. Waar God nie terwoordig is nie. Samson het aan die slaap geraak op die vrou se skoot. Dit is wat gebeur het. Rigter 16 vers 20 het ons gelees, Samson kon dit nie meer gehou het van die vrou se geneel nie. Hy kon dit nie meer uiteindelik ten laaste te besluit, kom ek vertel maar die geheim, dat ek net kan ontslaa raak van hierdie vrou. Maar hy het nie besef dat God hom sal verlaat nie. Baie keer dink ek, as ek maar net dit doen, sal God my nie verlaat nie. Ons was een keer by 'n onthaal gewees, as ons kyk na hierdie van die wyn en die onrein voedsel. Toe het 'n mede-adventis vir my gesê daar, hy gebruik maar hier by hierdie geleentheid maar van hierdie alkohol en die wyn gedrink. God is nie 'n God van spesiale geleenthede nie. Dit kom direk uit die Bybel uit. En dit is ook in ons leerstellings. En dit is wat ons maak. God is nie 'n God van spesiale geleenthede nie. Geliefdes, ons moet nie derail nie. Ons moet nie die spoor byster raak nie. Dit is wat ons sê. Kom ek lees vanmôre vir u in Lukas 22. Kyk ons nog na 'n geval van derail. Lukas 22 gaan ek lees van vers 31 tot 34. Ons ken almal hierdie verhaal. As jy dit lees al vol Simon, dis Petrus, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif,
Maar ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie mag beheerwe nie. As jy weer tot inkeer kom, moet jy jou broers versterk. Geliefdes, vers 33 sê, Petrus sê vir hom, Here, ek is bereid om saam met u selfs gevangenskap in dood in te gaan, maar hy antwoord Petrus, ek sê vir jou, die haan sal vannag nie kraai voordat jy my 3 maal verloor, deur te sê dat jy my nie ken nie. Geliefdes, Petrus het vir Jesus versaak. Petrus het vir Jesus versaak. Vers 22, lees daar van vers 55. Vers 55, kyk eens wat sê die skrif vir ons. Kom ons lees van vers 54. Hulle het Jesus toe gevange geneem en hom weggelei en in die huis van die hoofpriesters gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur. En daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, Juffrou, ek ken hom nie. 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur het nog een met beslisheid beweer, so waar, die een was ook saam met daardie man, hy is mos ook 'n Galileër. Vers 60 sê, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en stip na Petrus gekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan vandag kraai, sal jy my 3 maal verloon. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gebid. Die ruil ontspoor. Petrus het nie besef wat hy aan Jesus gedoen het nie. Net so maak ek en u ook beloftes daagliks aan God, wat ons nie kan nakom nie. As ons kyk weer wat sê hier so, in vers 33 sê, dat 31 sê, Petrus, die Satan het vir jou gevra. Petrus se naam, Petrus word uitgesonder. God sê vir hom, die Satan het vir jou spesiaal gevra, maar Jesus sê, ek bid spesiaal vir julle. Net so bid God ook spesiaal vir my en vir u vanmôre. Is ek gereed om in die gevangenis te sit vanmôre? Was so maklik om 'n belofte aan God te maak. Ek maak my skuldig voor God aan dieselfde probleem as wat Petrus en Samson en ander gehad het. My familie en my vriende, my medebroers en susters ken my nie soos God my ken nie. God ken my soos ek myself nie eens ken nie. Dit is wat God vir ons sê. Ek wil weer hierdie gedeelte lees. Lukas 22 vers 31 en 2 tot 33 toe. Simon Petrus het Jesus gesê, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Maar ek het jou gebid dat jou geloof nie tot jou begewe nie. As jy weer tot inkeer kom, hoor wat sê die teks wees, as jy weer besluit om terug te draai na my toe, moet jy jou broers ook versterk. Die Here het vir Petrus leiding gegee, as ons sien in die boek Handelinge, nadat Jesus opgevaar het, wie het leiding gevat? Petrus het leiding gevat. As jy weer tot inkeer kom, as jy weer besluit na jou sonde wat jy gedoen het, om vir my te verloon, ek is bereid om jou terug te vat. Daardie laaste teksvers sien ons ook daar aan Rigters 16, sien ons ook dat, sê vir ons daar waar ek gelees het, vers 21, 22, en Samson se hare het weer gegroei. Samson se hare het weer gegroei. En daardie gedeelte nadat hulle hom gebruik het, hy die meelsteen gedraai, soos hulle hom gebruik het. En Samson, nadat hy daar gestaan het, toe vra hy vir een van die diensmense daar te sê, sit my net tussen die 2 pilare. En al die meeste van die Filistynese leiers was daar gewees, en hy het tot God gebid, en God het weer teruggekom na hom toe. En hy het gebid en sê, Here, gee my net weer daar vir 'n laaste keer, dat ek u kan eer,
daardie krag wat ek voorheen gehad het. Hy het teruggekeer na God toe, en God het sy gebed verhoor, en Samson het daardie 2 pilare na mekaar toe getrek, sodat die gebou in mekaar geval het. Die Bybel sê vir ons, daar was op daardie een dag so meer mense dood, is wat die totale leeftyd van Samson, wat die mense wat hy doodgemaak het. God het verhoor sy gebed. Maak nie saak as ons afdwaal, ons kan weer terugdraai na God. God verhoor ons gebede. Amen.